Welkom terug. Vandag verken ons 'n baie interessante deel van Osaka, die sentrale wijk, né? Chuo Ward. Hy het vir ons 'n klomp bronne aangestuur, historiese goed, moderne gidse, alles om bietjie dieper te krap as net die oppervlak. Ja, kyk, hierdie wijk is 'n plek van ongelooflike kontras. Jy kry mos eeueoue kasteelgronde en dan reg langs dit soeke blink nuwe wolkekrabbers. Ons missie vandag is wel om so 'n paar van daai stories en plekke uit te lig wat jy dalk maklik kan miskyk. Die wat die ware gevoel van die plek gee. Absoluut. En die lae geskiedenis hier is nogal diep. Net om jou idee te gee, die Naniwa-paleis se oorblyfsels, dis een van Japan se heel vroegste hoofstede, né? Dit lê hier naby begrawe, onder alles. Regtig? Wow. Ja. Maar vir vandag, kom ons fokus miskien op twee spesifieke plekkies wat oorloop van sulke stories. Semba en dan Hozenji Yokocho. Okay, Semba. Ek het gelees dit was in die Edo-tydperk die ekonomiese engine van Japan, die Tenkan no Daidokuro, die nasie se kombuis. Dis maklik om jou voor te stel dis besig vol handelaars, maar jy sien die geheime lê in die geboue. Presies. Kyk, jy moet uitkyk vir die Kura. Daai Tsutsuzo geboue, hierdie is, wel, dis meer as net store. Dis eintlik 'n fisiese teken van hoe behep die Edo-handelaars was met sekuriteit. Behep? Hoekom? Wel, dink aan brande. Dit was 'n konstante gevaar. So hierdie Kura was swaar gebou, weet jy, klei en hout, ontwerp om die belangrike goed te beskerm. Goud, silwer, dokumente. Dit wys jou nogal wat vir hulle saak gemaak het. So amper soos klein forte. Ja, soort van. En let ook op na die huise, daai lang, smal unagi nonodoko, paling se bedstyl. En die vensters, die mujikomado, met daai fyn traliewerk. O ja, wat van hulle? Moes wees in 'n besige buurt. Klein fluisteringe uit die verlede. Dis fascinerend hoe argitektuur soveel kan vertel, maar gegeewe hoe modern Osaka vandag lyk, is daar regtig nog van hierdie Kura te sien of is dit maar net prentjies en boeke? Jy sal verbaas wees. Ja, nee, jy kan hulle nog kry, maar jy moet weet waarom te sirk weg van die hoofstrate. Verborge juweel. Gaan stap bietjie in die agterstrate van Honmachi, so die 3de en 4de chomme, dis nou die chomme, die blokke. Okay. Soek daar die ou Kura. Party is nou omgeskep in regtig oulike plekkies, kafees soos Café and Gallery Kura of werkswinkels, selfs ontwerpateljees. Dis nogal iets om, versigtig natuurlik, aan daardie growwe ou kleimure te vat. Ek kan my voorstel. Ja. En as jy meer wil weet of ou kaarte soek, die Semba Machizukuri sentrum is die plek. Dis verstommend hoe daai verboue nog staan, sulke stille getuies van daai rykdom en daai vrees vir verlies. Goed, so van daai besige, amper formele handelsstrate beweeg ons nou na 'n heeltemal ander wêreld, so voel dit vir my. Daai piepklein steegie Hozenji Yokocho, weggesteek naby Dotonboor se neonligte. Ja, dis 'n groot kontras, né? Definitief. Klippaadjies, tradisionele lanterns, en dan is daar 'n baie spesifieke beeld, né? Hier raak dit nogal misterieus amper. Jy dink seker aan die Mizukake Fudo. Ja. Wat hier so besonders is hoe hierdie boeddhistiese beeld heeltemal oordek is met welwellige groen mos. Hoekom is dit so? Die tradisie, kyk, is dat jy water oor die beeld gooi terwyl jy bid vir 'n wens. En oor baie jare, eeue eintlik, het hierdie konstante watergooiery die mos laat floreer. Die beeld het amper wel 'n lewende ding geword, gevoed deur mense se hoop. Dis 'n mooi gedagte. Maar dis nie net die beeld nie, né? Daar is ander dinge wat deel is van die ervaring daar. Inderdaad, ja. Daar is Myoto Sensei, Fufu Sensei, dis nog 'n verborge juweel. Dis 'n porsie soet rooi bontjiesoep. Rooi bontjiesop. Okay. Maar, en dis die interessante deel, dit word in 2 aparte klein bakkies bedien. 2 bakkies. Hoekom? Die simboliek is pragtig. Dit verteenwoordig 'n paartjie se harmonie. Jy weet, die idee van saam deur dik en dun, maar tog individue. Ek verstaan. So die ritueel wat mense aanbeveel is, gooi eers water oor Fudo, met jou wens, en dan gaan proe jy hierdie sop.
En moenie daai klein stukkie soutkalk, die kombo wat saamkom, weggooi nie. Oh, Dit klink dalk vreemd, maar dit sny die soetek en beklemtoon eintlik die geur. Dis nogal belangrik. En soek ook die literêre monumentjie vir die skrywer Oda Sakonosuke. Hy het hierdie steegie beroemd gemaak met sy skryfwerk. dis ongelooflik. So 'n oomblik van absolute rus en tradisie en net 'n paar tree verder is die malheid van Tottenbori. Presies daai kontras maak dit so spesiaal. So ja, van die handelaar se versteekte, amper paranoïese forte in Semba tot die lewendige mosbedekte wensbeeld en daai simboliese sop in Hozenji-Yokocho, is duidelik dat Osaka se sentrale wijk vol sulke kontraste is. Diep lae betekenis, net onder die oppervlak. Absoluut. En dit laat mens wonder, hè? Dit laat 'n interessante vraag by jou. Hoe verander die ontdekking van hierdie stiller, amper geheime plekke jou hele siening van daai pulsende, moderne Osaka wat jy eers raak sien? Dis 'n goeie vraag. Dit gaan nie net oor wat jy sien nie, maar oor die stories, die gevoel wat jy saamneem, né? Ja, definitief iets om oor te dink terwyl jy verder verken. Watter ander eeueoue echos, watter ander verborge stories lê daar net om die volgende hoek en wag, weg van die gebaande paaie. So, ja, hou aan soek.